Kom ons sluit net die oog, voor ons begin. Here, ons word stil voor U vanaand, na daai juig. Here, na die hoop wat ons uitsing om by Jesus te wees. Here, soos Romeine 5, ons sê die hoop wat nie beskaam nie. Word ons stil voor die woord vanaand en ons maak ons harte stil en ons maak vir ons verstand oop, Here. Mag ons tot 'n klein mate hierdie wat ons vanaand gaan bespreek begryp. Want selfs die kleinste begryp van Here, bring vir ons tot op 'n baie dieper vlak. Om die genade en die liefde en die opoffering te verstaan. So vanaand, Here, nie my woorde en my U woorde. Here, maak die grond hier voor ryp en goeie grond, Here, deur werk van die Gees. So waar die saad val, dit sal groei, dit sal sterk word, sal vrug dra, 30 maal, 60 maal, 100 maal, Here, want Here, die wêreld het ligdraers nodig. Dat mense nodig wat sal uitgaan en sê, so spreek die Here, en die evangelie gaan verkondig, Here, wyd en suid. Here, mag ons vanaand daar die begeerte kry. En die lig wat Jesus vir ons gedoen het, mag ons dit vir ander gaan verkondig. Here, mag ons die boebelaar wees wat vir die ander gaan vertel waar die goeie brood is. En so mense by die voet van die kruis bring. In Jesus naam. Amen. Dit is steeds lekker om by julle te kuier. En is altyd 'n groot balans van voorreg en verantwoordelikheid om agter 'n kansel te staan en die woord oop te breek vir mense. So ek al my hoed absoluut af vir Iwer wat bereid is om sy kansel te deel met kleipotte soos ek. Ek is hier van daai mevrou ken my, ek is verskriklik heilig oor ons kansel by die gemeente. So as ek iemand nooi om te kom preek, dan is ek nie op vakansie nie, daai was ek. Is in die bank met my noteboek. Verseker maak jy praat reg. Die volgende keer sal ek bietjie weggaan, weet dan so doen nie Gideon Strauss. Hy's nou Sondag by ons. Hy kan maar preek, is fyn. Ek sal na die tyd sal ek luister. Maar toe hy die eerste keer daar aankom, toe wag ek vir hom. Maar is lekker om hier te wees. So en die rede hoekom dit so vreesaanjaend is by op basis om agter die kansel te staan is my vrou en my kinders is my kosbaarste besitting in die wêreld. Christus se bruid is sy kosbaarste besitting in die wêreld. En na mate wat ek iemand toelaat om met hulle te praat en wat not, so kom die Here en sê, oppas hoe jy met my bruid praat. Oppas wat jy met hulle deel. Dis waar daai groot verantwoordelikheid lê nie. So, vanaand bevind ons onsself terug in 'n tuin. Ons het begin by 'n reis vanuit 'n tuin tot in 'n woestyn, maar 'n tuin van wondere, 'n tuin van vreugde, sonder swaktheid, sonder skaamte, sonder dood, 'n tuin wat in perfekte orde en balans is. Ek sal graag eendag wil sit in die hemel net hierdie tuin bewonder. Jy weet hoe perfek dit is, want ek dink nie ons het 'n klou wat perfek beteken nie. Ons perfek is nog altyd onperfek. Maar hierdie tuin is van orde en balans en geregeer deur 'n koning en koningin van die aarde, aangestel onderdanig geleend teenoor God. Ons het gesien en dit alles het neergekom op 'n keuse tussen onderdanigheid aan God of onderdanigheid aan self, aan 'n kreatuur, aan 'n geskapene, God of die vrug. So as julle vanaand hier weggaan, as julle daai onthou is julle alright, God of die vrug. Wanneer julle versoeking te moet kom, moet dit die vraag wees wat in ons koppe gaan, God of die vrug. Gehoorsaamheid aan God of selfbevrediging. En die vrou en 'n man was bedrieg en alles is verlore. Hulle verhouding met God, mekaar op die rotse. En God spreek oordeel uit teenoor die slang. Hy spreek oordeel uit teenoor die vrou en teenoor Adam, en in hierdie oordeel bewys hy genade en hierdie groot belofte wat hy uitspreek, die saad sal kom. In ons laaste sessie het ons gesien 4000 jaar hierna, na die belofte, bevind ons die verlosser. En hy sien homself in dieselfde situasie as wat Adam homself bevind het, waar hy ook daai keuse moes maak. God of die vrug. Maar Christus het weerstaan in die hoop van verlossing en herstel het lewend gebly. Vriend, waar sou ons gewees het as nie vir Christus was?
Waar sou ons gewees het as hy nie vir ons gekom het? As daar nie die belofte in die tuin was nie. As daar nie 'n verlosser in 'n woestyn was nie. Waar sou ons gewees het? So, die twee gebeurtenisse het die geskiedenis meer gevorm en hervorm as enige voor dit. Alles het verlore gegaan toe Adam geval het, die hoop het staande gebly, toe Christus weer staan het. So, vanaand bevind ons onsself weer in 'n tuin. Hier is nie 'n tuin van wondere nie. Hier is nie 'n tuin van heerlikheid nie. Hier is die tuin van die olyfpers. 'n Tuin van smarte, 'n tuin van pyn. Dis 'n tuin waar Christus die grootste worsteling ondergaan het, die geveg vir die verlossing van God se mense wat hier gestry. Niks wat hy tot dusver beleef het, was eens meetbaar teenoor wat hy hier beleef het. En niks wat mensdom van toe tot nou te beleef het, kan enigstens vergelyk word met wat Christus beleef het daar. So, kom ons blaai na Markus toe. Markus hoofstuk 14. En ons teks wat ons nou gaan kyk is van 32 tot 34, maar ons kyk na, ons gaan lees van vers 22 af, net om die konteks te kry. Wat is die drie belangrikste goed van Bybelinterpretasie? Konteks, né? So kom ons lees van vers 22. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort is. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit weer die vrug van die wynstok drink, tot op daardie dag, wanneer ek dit niet sal drink in die koninkryk van God. En toe hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem van my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan en skape sal verstrooi word, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Maar Petrus sê vir hom, hey, ou Petrus, al sal almal aanstoot neem, dan tog nie ek nie. Daarop sê Jesus van, voorwaar ek sê vir jou, vandag en hierdie nag, voordat die haan 2 maal gekraai het, sal hy my 3 maal verloon. Maar hy het in typiese Petrus fashion aanhou en meer aangehou en gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En net so het almal ook gesê. Toe kom hulle op die plek waarvan die naam Getsemane was, en hy sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom, en hy begin ontsteld en benoud word, en hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. En toe hy bietjie verder gegaan het, val hy op die grond neer en bid. As dit moontlik was dat die uur verby sou gaan, maar en hy sê, Abba Vader, alle dinge vir U is moontlik, neem hierdie beker van my weg, maar nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En hy kom en hy vind hulle in die slaap, en hy sê vir Petrus, Simon, waar slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat jy nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En hy gaan toe weer weg en hy bid dieselfde woorde. En toe hy terugkom, vind hulle weer aan die slaap, en hulle oë was swaar. En hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Nou dis waar ons die term kry, 'n sheepish look. Okay, so hulle het vir my 'n sheepish look gegee. Vers 41, en hy kom vir die 3de keer en hy sê aan hulle, slaap maar voort en rus, dis genoeg, die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, en hy is naby wat my verraai tot sover. Nou dis Paastyd in ons teks. En Jesus vestig die gebruik van die nagmaal vir ons, en hy bring die volheid van die Ou Testament se verbond in fokus met die nuwe, die brood van die Ou Testament wat die wet is, met die bloed van die nuwe, en hy bring dit saam. En dis hier waar eet en drink weer woorde van verlossing word, soos wat ons in ons eerste sessie gekyk het. En nou as hulle sing 'n lied en hulle vertrek, en soos hulle loop, vertel Jesus vir hulle, wat gaan nou gebeur? Nou hierdie ouens loop al 'n geruime tyd saam met Jesus, hulle weet hy praat nie leuns nie.
Hulle weet daar's nie stryd met hom nie. Hulle weet hulle is disippels en moet leer. So Jesus vertel vir hulle wat moet gebeur. In plaas van om na Jesus te kom en sê, Here, hoe hanteer ons dit? Hoe kan ons hier deurgaan? Wat doen hulle? Soos tipiese boere. Hulle stry. Ek weet wat jy sê, maar. Ek hoor jou, Jesus, maar. En Petrus, soos wat Petrus maar is, staan met volle bors. O Here, hier is bangbroeke. Hulle sal hardloop. Ons weet hulle sal hardloop, het al gesing hardloop. Maar ek, nooit. Selfs in die dood, Here, ek sal staan. Maar dit maak nie saak wat Jesus vir hulle sê nie, hulle hou net aan stry. Ons nie hartseer nie. Hy het ons so gereeld met die Here gaan staan en stry. Met sy woord gaan stry. Ons steeds ons eie dinge, ons steeds ons eie beeld blaas. En net soos die disippels hier. So wanneer jy, vriend, een les wat ek al geleer het en wat ek die Bybel lees, moet nooit die ouens wat daar in die storie is te kwaadlik neem nie. Want jy is maar net so. Jy sal net so geval het soos wat hulle geval het. Hulle kom by die olyfboord by Jerusalem. Nou wat ryk burgers daardie dag gehad het, is hulle almal het binne in die stad gebly, want dit is al plek waar daar was vir huis en besighede. So die ryk burger van Jerusalem het wingerde buite die stad gehad. En daar was 'n ryk boer in Jerusalem en hierdie olyfboord het aan hom behoort. Ons ken nie sy naam nie, ons weet nie van hom. Al wat ons weet is Jesus het vrylik toegang gehad tot sy olyfboord. Ons weet ook nie wat die man se naam is op die donkie wat Jesus gery het of die ou in wie die bokamer behoort het. Maar hier het vir Jesus gesê, jy kan voortgaan in my olyfboord. So Jesus was gereeld daar tot so 'n mate dat Judas geweet het waarom Jesus te kry. Hy het geweet Jesus gaan soontoe. Dis waartoe die manne gevat het. Nou vandag, as jy vandag gaan kyk, daar staan steeds rondom Jerusalem is daar 'n plek waar daar 8 olyfbome staan wat gedateer is uit hierdie periode. Wat net vir ons weer die vestigheid van die woord vir ons bring. Maar in vers 32, hulle kom by die boord en Jesus los die 8 disippels sonder Judas, los hy daar en hy vat die binne 3 saam, Petrus en Johannes en Jakobus, saam met hom. Nou, hulle was die leiers van die groep wat ons mos sien in Handelinge. En Jesus het hulle in privaat geleer sodat hierdie 3 weer die 8 kon leer. En hy sê vir die 8 en hy los hulle daar en hy sê vir hulle bid. Lag hier en bid. Wat ons lees in Lukas. Hoekom? Sodat julle nie in die versoeking val nie. Want wat het Jesus sopas vir hulle gesê? Ouens, hier kom versoeking. Wat sê vir hulle? Bid. Hoekom? Sodat julle nie in versoeking val nie. En hy los hulle daar. Bid sodat julle kan krag hê. Bid dat julle kan staan, want hier kom gevaar. En vers 33 sê vir ons, Jesus en die 3 loop toe in die tuin in. Dis op hierdie oomblik dat Jesus 'n ondenkbare hartseer en droefheid en lyding deurgaan wat ons menslike verstand te bowe gaan. Hierdie is heilige grond waarop hy intree. Hierdie is 'n kosmiese stryd. Hierdie is 'n private, dis 'n goddelike stryd. En ons kry hierdie vinnige kykie agter die skerms in die gedagtes van Jesus hier. Want as ons hierdie stryd kan verstaan, vriend, sal die goeie nuus van soveel beter wees as wat ons kan dink en begryp. Hoeveel julle het al preke gehoor van mense wat jouself in die tuin plaas? Weet, as jy deur jou Getsemane gaan, weet, of vriend, moet nooit daardeur gaan. Ons verstaan nie wat hier gebeur het. Ek en jy was nog nooit op die punt. Nie een persoon in geskiedenis was op hierdie punt gewees, in hierdie tuin nie. Moet nooit jouself in daardie tuin sit. Daar was 'n man wat gevang is, omdat hy 'n Christen was. En hy was gemartel en hy is opgesluit. En aan die einde van hierdie martelproses, verwerp hy sy geloofsoortuiging en hy is vrygelaat. En die kerkleiers kom om te sê, maar hoekom het jy Jesus verloor? Hoekom het jy geloofsoortuiging weggegooi? En hy sê, want ek het meer gelei as Jesus. Hy het nie Getsemane verstaan nie. En die versoeking wat ons kry is, wanneer ons dink, ons het ook 'n Getsemane op die manier wat Christus het, dan kan ons nie
in die leuen val dat ons dalk soos Christus kan lei, of meer as hy kan lei. Nee. Waardeur Christus gaan, is nie soos ons verskrisis of ons fight met ons skoonma of wat ook al. Hier is iets bonatuurliks, want toe Christus hierdie tuin instap, het hy die hoogtepunt van sy lewe van smart, onthou Jesaja 53:3 is 'n man van smarte, né? Hy het die hoogtepunt van sy lewe van smart bereik, alles in sy lewe, die volle verlossingsplan van die eeue, die belofte van Genesis 3, die Engels sê converge hierso, het hier saamgekom. Hierdie was 'n aand wat hy in aangesig tot aangesig sal kom in die beker van God se oordeel en God se wraak. Dis waar die fight is. Die beker was syne om te drink, en die volheid daarvan, daar nie 'n druppel mag na die beker oorgebly het nie. Sy stryd en sy smart was so erg, dat hy vir sy disippels sê, ek is bedroef tot die punt van dood. Ek is besig om dood te gaan hierso. So erg is hierdie bedroefdheid en hierdie seer in my. Christus het nog nooit soos beleef nie. Dis erger as die wildernis. Dis erger as die pyn van versoeking tydens swakheid. Dit is erger as die duiwel aan Christus deur Petrus se woorde wat hom wou wegkry van die kruis af. Dis erger as 'n leeftyd van smart. Jesus sê vir die 3 in vers 43. My siel is bedroef tot die dood hier. Bly hier en waak. Die Grieks is perilupos, wat beteken ek is omsingel met smart van alle kante. Daar's nie een plek waar ek nie smart beleef nie. En hy sê vir die 3, bly hier en waak. En bid. Bid vir wie? Dis 'n goeie vraag. Hy sê vir die disippels, bid, waak en bid. Bid vir wie? Vir julle self, dat julle nie in die versoeking sal val. Die opdrag was dieselfde as wat hy vir die 8 gemaak het, want hier kom moeilikheid. Ouens, bid en waak. Petrus, ek het jou gewaarsku, hier kom moeilikheid, jy beter bid. Daar op 'n ander plek wat Jesus vir Petrus sê, die duiwel het gevra om jou te sif. Die pad wat Jesus hier moes loop, is enkelvoudig. Hy loop alleen hier sonder die ondersteuning of die gebede van sy disippels weg. Slegs Christus kon op sy Vader roep. Is 'n interessante ding. Christus het nie vir sy disippels gevra om vir hom te bid. Why? Want Christus het nie deur die gebede van sy disippels na die Vader gekom nie. Die disippels het deur Christus na die Vader gekom. Hierdie paadjie moes Jesus alleen stap. Disippels het vir hulle self gebid dat hulle nie in die versoeking val nie. Christus gaan alleen. Romeine 8, Christus is ons voorbidder. Hy bid vir ons voor die Vader. Hy is ons weg na die Vader. So disippels se gebede vir hom sou nie hier gehelp het. Vers 35. En hy los hulle en die skrif sê hy loop 'n klip gooi weg. En hy val op die grond neer. Oorweldig deur smart, oorweldig deur angs, oorweldig deur lyding, en hy roep na sy Vader dat hierdie uur vir hom verby sal gaan. Vers 36, Abba, Vader. Hy roep met 'n roep van vertrouheid, is 'n roep van desperate nabyheid. Here, alle dinge is vir U moontlik. Alle dinge is vir U moontlik. En dit is absoluut waar. God kan alles doen. Hy kan doen wat ook al hy wil. Daar is niemand wat van hom kan sê wat om te doen of om te vra, Here, hoe durf U dit doen nie? Hy kan alles doen. Maar al kan hy alles doen, sal hy nie. Hy sal nie teen sy woord gaan nie. Hy sal dit wat hy bepaal, sal hy uitbring. Niks meer nie, niks minder nie. En God het self gesê in Hebreërs 9, wat Levitikus 17 aanhaal, die bloed bewerk versoening. En hierdie pad was bepaal.
was gebring, waar God Christus gebring het tot op daai punt, en hierdie woord is besig om waar te word, die bloed vergun, bewerk versoening. Christus beroep op God se almag, Here, die beker, neem dit asseblief weg, en Jesus kyk na die beker, en hy kyk in dit, en hy sien die volheid van God se oordeel, en sy woede, en sy wraak, op elkeen van sy uitverkorenes, die ekklesia, die uitgeroeptes. Hy sien God se oordeel op almal van hulle, die volheid daarvan. Onthou wat ons vanmiddag gesing het? Hoe skuldig is jy as jy teen 'n infinite of 'n oneindige God sondig? Infinitely guilty. So God se oordeel, van sy infinite oordeel, sy oneindige oordeel, van die wat teen hom gesondig het, dis daar binne. Dis wat Jesus moet drink. Die sonde en die oordeel op die sonde van miljoene, miljoene, biljoene van hulle. Elkeen verdoem. Christus hou die beker vas. 2 Korintiërs 5:22, en hy wat geen sonde geken het nie, die sonde vir ons gemaak. Christus is heilig, vriend. Christus het nog nooit sonde of oordeel ervaar nie. Hy het dit nog nooit geproe nie. Hy is in volle heilig, en omdat hy heilig is, het sy hele wese 'n afskuw vir sonde. En as God spreek hy self oordeel uit op sonde. Hy staan as regter nou om geoordeel te word vir die sonde van sy mense, en niks van sy eie nie. En ek en jy, vriend, ons is gebore in sonde nog, né? Ons praat in ons lywe, dit is vir ons 'n normaliteit. En as ons kyk na ons lewe in Christus, en dit is wat Paulus sê, Efesiërs 4 so mooi bykom, is daar uittrek en aantrek, trek uit die ou man, trek aan die nuwe man. Dis ons ewige stryd teen sonde. So ons ken sonde, ons verlang na die hemel dat ons sonder sonde kan wees, maar Christus het nie sonde nie. Christus het dit nog nooit beleef nie. Sy stryd is die teenoorgestelde, hy is perfek, hy is sondeloos, hy is heilig, en selfs as mens, en hy het in perfekte geregtigheid en gehoorsaam met God geleef, en as Christus hier, moet hy die sonde op homself neem, en die straf daarvoor dra, die volle straf. En net daardie gedagte daarvan, bring hom tot by die punt van sterwe. Vriend, dis iemand sê, ek het nog nooit iets beleef nie. Dat die gedagte van sonde, bring Jesus tot die punt van sterwe, daar in die tyd. En Jesus roep uit vir die verligting hiervan. Vader, is daar geen ander weg nie. Nou as ons terugspring na Abraham se tyd. God roep na Abraham en hy sê, Abraham, vat jou seun, jou enigste seun, jou geliefde seun, en offer hom vir my. En wat sê Abraham? Reg. En hy vat Isak na die berg toe, en hy lê vir Isak op die altaar neer. En net soos hy Isak wil doodmaak, stop God om. En hy sê, Abraham, daar's uitweg. Daar's 'n ram. Moenie jou seun doodmaak. En hier in Getsemane sien ons daar die ram uitroep na God. Here, is daar nie 'n ander weg? Maar die Vader antwoord Christus met stilte. Nie 'n woord. Jy sien nie een keer hier waar God met Jesus praat nie. En by Jesus se doop hoor ons die Vader praat, wat ons gesing het. Hy gee sy goedkeuring, hy is my geliefde seun wie ek wel behaag. 2 keer verder in die evangelies hoor ons hoorbaar uit die hemel die Vader roep, hier is my seun wie ek wel behaag, luister vir hom. Dis my seun. Die Here, die Vader roep met onsaglike trots en liefde uit van die hemel. Dis my seun. En hier in die seun se diepste nood, waar hy roep na die Vader, sê die Vader, niks. En hoekom? Want die Vader het klaar gespreek.
God herhaal homself nie. Hy het klaar gepraat. In Genesis 3 het God reeds gespreek dat verlossing kom deur die dood van die saad. Hier is die saad wat uitroep vir lewe en die Vader antwoord hom nie, want hierdie besluit is reeds gemaak vir die fondasie van die aarde, sê Openbaring vir ons. God het reeds geantwoord. Daar is nie 'n ander uitweg nie. As daar was, vriend, sou Jesus nie gesterf het nie. As God geweet het, daar's 'n ander manier om mense by hom uit te kry, sou hy nooit sy seun gestuur het. En dit gaan mens verstand te bowe. Daar is populêre predikante op kansels, op TV rondhardloop en sê ja, is 'n ander weg. Moslems en ateïste, hulle is almal deel van dieselfde koninkryk. Is dit nie 'n bespotting en 'n spoeg in die bloedbelope gesig van ons verlosser nie? En hier sien ons die Godman self uitroep na 'n ander weg. Maar hy's geantwoord deur stil. Die God en die skepper van die heelal het reeds gespreek. Die bloed bewerk versoening. In Engels lees ons, without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sins. As daar nie bloed is nie, is daar nie vergifnis nie. En vriend, wat is die een ding wat ek en jy desperaat nodig het? Is dit nie vergifnis nie? So dan is bloed nodig. En die grootste bewys van die evangelie wat kan red is in hierdie oomblik, dat die stilte van God, wat die desperate roep van sy geliefde seun antwoord. Daar is nie ander weg nie. En Jesus antwoord God se stilte met hierdie wonderlike antwoord. Nie my wil nie. Christus gee homself ten volle oor in sy Vader se wil. Vader, geef my die beker. Ek sal dit drink. Elke druppel daarvan. Gee hom vir my. Daar's 'n oorgawe tot die dood, selfs 'n martelaarsdood op 'n Romeinse kruis. Here, U wil geskied. En vers 37 sien ons, Jesus staan op en hy stap terug na die 3 toe. Weet jy wat besonder hier? Ons mis dit, want ons lees mos vinnig oor hierdie goed, né? Weet jy wat besonder hier? Dat in die uur van Christus se grootste smart is hy bekommerd oor die welstand van sy disippels. Hy gaan check op hulle, is hulle okay? Ouers, is julle besig om te bid, hier kom moeilikheid, is julle alright? In daai oomblik van smart draai Jesus steeds om te gaan kyk na sy disippels. As jy Johannes 17 en ek dink 17, 18, 19 ons gaan lees, sien jy die gebed van Christus. En waar gaan die gebed? Sy disippels. Die wat tot bekering sal kom, die wat sal glo. Vriend, ons het 'n hoëpriester wat nooit te besig is nie. Wat nooit opgewerk of om te besorg te wees oor ons nie. Jy word nie aan 'n lyntjie gehou as jy die hemel bel. Jy kom nie by 'n callcenter uit. Hy is nie te besig. Selfs hier was hy nie te besig. Maar wat vind hy? Hy kry sy disippels en hulle is besig om te bid. Vurig te bid. As jy snork bid, hoor. Bid, verstaan? Ja, hulle was vurig besig om te bid. Nee, hulle slaap. Hoekom? En vriend, moenie hulle afjak nie. Jy sou ook geslaap het. Hoekom? Lukas sê vir ons, hulle was bedroef. En die een ding wat ons weet van slaap, tydens droefheid, slaap is 'n natuurlike, tydelike verligting van droefheid. As my laaitjie 'n pak slaag gekry het, dan wil hy so 'n bietjie slaap. Weet, dit help. Ek mag nie grappies op my seentjie maak nie, ek is jammer. Hy vra Simon, slaap jy? Nou my ma noem my Daan. Dit is 'n liefdesnaam. Net sy mag dit doen. Maar as sy my so sy Daan oral, maar as sy een keer opstaan en sê Daniel, kom eens resuit, dan moet jy weet die herrie is los. En Jesus het slegs Petrus op sy ou naam geroep wanneer hy so Simon aangegaan het. Dan het hy hom Simon geroep wanneer die moeilikheid is. Simon, slaap jy?
Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En Christus het net voor dit vir Petrus gesê van sy verloning. En hy het gesê, ou, jou verloning gaan 10 keer erger wees as die res van jou. Hulle gaan weghardloop. Jy gaan my verloon en die kraai gaan vir jou sê wanneer jy het gedoen het. Of nie? Die haan se kraai. Hy wil my nie op daai aftik nie. Petrus sê, jy gaan my verloon 3 keer. En hy waarsku hom, bid. Soos wat hy hulle geleer het in Matteus. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hy sê, bid. Jy is in gevaar, Petrus. Bid. Vriend, dit maak nie saak hoe lief jy vir Jesus het, of hoe loyaal jy is teenoor hom nie. Jy kan slegs versoeking en toetse weerstaan deur en met en in konstante gebed. Nie omdat die gebed jou gaan red nie, maar deur gebed kom jy met die erkenning van jou afhanklikheid van God alleen. Dis deur sy krag alleen wat ons versoeking kan weerstaan. Dis deur sy krag alleen wat ons toetse kan weerstaan. Maar ons moet bid. As Christus die Vader geroep het in sy donkerste uur, hoe dink ek en jy dit is moontlik dat ons versoeking kan weerstaan in ons eie krag? Nie eens Jesus het dit gedoen. Maar wat sê ons boere? We'll rough it. Vriend, as jy dink jy gaan die goed in jou eie krag weerstaan, jy gaan val. Ek beloof jou, jy gaan hard val. Soek hom, waak in gebed. In vers 39, Jesus gaan weer toe weg en hy bid dieselfde woorde. Die Here gaan 'n tweede keer terug en hy gaan roep die Vader aan. Hoe lank hierdie geneem het, weet ons nie, maar oor en oor en oor giet Christus sy hart uit voor die Vader. Hy roep na die Vader in angs en smart, soos wat die bloed by sy gesig afloop, van sy sweetklier wat letterlik oopbars van die stres en die pyn en die angs. Weer staan Jesus op. Hy besorgdheid oor sy disippels. Weer kry hulle nie slaap. Hier lê die leiers van die kerk en hulle slaap. Vers 40. Hulle het nie geweet hoe om te antwoord nie. So kom ek sê, as jy definisie van 'n sheepish look, wanneer iemand na jou kyk en hy verstaan nie, hy het nie antwoord. Hulle het nie antwoord gehad. Daar was nie argument, dis net Here ons. Maar die derde keer gaan Jesus terug en hy geroep na sy Vader. En op hierdie punt, vriend, is sy liggaam letterlik besig om af te skakel. Hy is letterlik besig om dood te gaan. Tot so 'n mate dat die skrif ons sê dat hy God 'n engel gestuur het om hom te versterk, om hom krag te gee vir dit wat kom. God het geen antwoord gegee op Jesus se versoeking nie, maar God het hom nie vir een oomblik alleen gelos nie. Hy was saam met hom daar in die tuin om hom te bekragtig vir dit wat gaan kom. En Christus staan op en 'n derde keer loop hy na sy disippels toe. Die stryd is verby. In sy siel en sy verstand, die stryd is verby, die versoeking is weerstaan. Hy het op daardie stadium ten volle oorgegee aan die Vader se wil en hy stap vasberade terug na sy disippels toe. Hoe weet ons dit? Want van daardie oomblik af sien ons nie weer een enkele twyfel of vraag of iets in Christus se lyfstaal of wat hy sê, wat vir hom sê hy weet nog nie of dit reg is. Die stryd is verby hierso. Die oorlog is oorwin hierso. Al wat oorbly is die kruis. Maar hier het die stryd gevoer. Hier het die stryd oorwin. En ons sing dit ook toe die skare by Jesus kom en Jesus vra vir hulle, wie soek julle? En hulle sê vir ons soek Jesus van Nasaret en hy sê, ek is hy. Wat gebeur met die skare? Almal op hulle aangesigte voor. Jesus stap uit Getsemane uit met krag terwyl hy ingestap het in swakheid. Dis anders te prentjie nie. Wat het verander tussen die Jesus wat ingestap het en die Jesus wat uitgestap het?
Hebreërs 5:7 sê vir ons, en hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en traan aan hom geoffer het wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Psalm 16:10, want u het my siel aan die doderyk nie oorgegee en u het my sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Christus was bekragtig deur die belofte van sy Vader, jy sal weer lewe. Daar's 'n opstanding wat kom. En deur die opstanding gaan Hebreërs verder, hy sê nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is 'n bewerker van ewige saligheid geword. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens orde van Melchisedek. Jesus stap uit in krag, want hy weet al lê daar 'n kruis voor. Die opstanding kom. En Jesus kom by sy disippels, hy sê staan op. Dis genoeg. Dis verby. En soos Jesus praat, heel moontlik kon al die fakkels deur die bome sien aankom. Staan op, die gebed is klaar, die versoeking is weerstaan. Die tuin wat een keer verkoop was vir 'n vrug, is nou teruggeneem. Al wat oorbly is die kruis en die vernedering en die vernietiging van Satan en sonde en dood in Openbaar. Dis ons wat Korintiërs vir ons sê. Die duiwel het sy laaste stryd daar in die tuin verloor. Sy laaste poging om Jesus te probeer weerhou van die kruis is te vergeefs. Jesus loop met volle wete kruis toe om vir die sondelas te betaal van God se mense. Die hemel gaan gevul word. Die tuin gemeenskap is weer herstel. En wat lees ons toe Jesus aan die kruis hang en hy sterf? Wat gebeur met die gordyn wat mense en God geskei het? Is geskeur. En Christus sê kom. Dit was besonder. Ons sal môre ook sien. Wat is die rede hoekom die mense die tuin het geskop was in Genesis 3, sodat hulle wat nie kon doen? Van die boom van die lewe kan eet. Kan die boom van die lewe eet. Vir ewig lewe. En hier kom die boom van die lewe. In 'n hangende kruis. En hy skeer die gordyne en hy sê kom en eet weer. Kom lewe weer. Hierso die pad is weer oop. Dit wat eers van julle weerhou is as gevolg van julle sonde, omdat julle sonde gedek is, omdat die sonde betaal is die pad weer oop. Ek is die lewe, sê Jesus. Wie van my eet sal nooit weer sterf. Dit in die tuin het mense en God gedraai deur die versoeking om so God te wees. In plaas daarvan vir hulle meester verander, naamlik die dood en sonde. En die sonde is 'n genadeloose meester. Die van julle wat onder die juk van sonde geleef het voor dit tot bekering gekom het, julle sal verstaan. Die wat nog as Christen fight teen sonde, julle sal ook verstaan. Sonde is 'n genadeloose meester. Maar hier kom Christus, wat dieselfde versoeking weerstaan het as Adam in die tuin. En hy kom as die vleklose lam van God. Deur bloed vergieting kom daar verlossing. Nou Shakespeare se, die van julle wat onder die ontsaglike vloek van Shakespeare geleef het op hoërskool, sal weer weet dat al Shakespeare se plays is maar opgebreek in acts of scenes, weet. Nou dink aan hierdie eerste scene waar Abraham voor sy seun staan met 'n mes in die hand, besig op die oomblik om sy seun te sterf, en met trane in sy oë kyk en hy sien die ram wat die ander uitweg is. En die gordyne maak toe. En die gordyne maak weer oop. En ons sien daardie ram op die kruis, terwyl sy Vader bo hom staan, reg om sy seun te verbrysel vir ons. En omdat daar nie 'n ander uitweg is nie, val die mes op sy seun. God se oordeel op sy seun, vir my en vir jou. Christus het die volheid van daardie beker gedrink. Hy het elke druppel gedrink. En so maak hy, soos gesê, die ingang van die tuin van Genesis weer oop, en hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoed en belas is, ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op, leer van my.
Ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. Julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kom. Vriend, hier is die evangelie. Dis die evangelie wat red. Daar's niks anders nie. Maak nie saak hoe hard jy werk, hoe erg jy jouself dissiplineer, hoe jou lewens of jou besittings uitgiet of nederigheid. En wat sê in Korintiërs 13 vir ons? Al gee jou liggaam op om geoffer of verbrand te word. Jy gaan nêrens kom nie. Slegs Jesus. Want is die stil swye van God wat dit skree deur die eeue heen. Verlossing is in Christus alleen. En vriend, ek wil net afsluit met die volgende. Ek is amper klaar. Vir die van julle wat nog nie hulle geloof in Jesus geplaas het nie. Moenie vir een oomblik dink jy's okay sonder hom nie. Moenie vir een oomblik dink dat jy hierdie ding kan met gusto kan deurvolg. Jy wandel onder God se oordeel. Deuteronomium 32 sê, die dag van julle ondergang is naby. En wat oor hulle beskik het, kom gou. Jonathan Edwards het hierdie ongelooflike preek gebring van Sin is in the hands of an angry God op hierdie teks van Deuteronomium 20 en hy praat van in due time their foot will slip. Op een of ander tyd gaan jou voet gly en dan is dit daar niks onder jou om jou te keer. Maak nie saak hoe jy gryp nie. Daar is niks om aan vas te gryp nie. Want jy probeer dit op jou eie krag doen. Vriend, het jy gehoor vanaand vanmiddag wat Jesus vir jou deurgemaak het? Het jy gehoor van die angs en die smart vir sondaars? Vriend, wat gaan jou trots? Jou trots gaan jou nie red. Bekeer, bely en glo. Kom na die Skepper toe. Kom na Christus toe. Werp jouself op hom. En tweede is vriend vir jou wat die naam van Jesus dra en wat vir Jesus volg. Dis ons werk om die goeie nuus te gaan versprei. Ons het by die AJV was my voorreg om daar die woord te bring. En daar het ons gesê, ons het geen ander roeping op aarde as dit. In jou werk, versprei die evangelie. In jou skool, versprei die evangelie. In jou huis, kondig die evangelie. Aan jou vrou, aan jou man, aan jou kinders, aan jou vriende, aan jou ma, aan jou skoonma ook, en jou skoonpa, versprei die evangelie. Aan almal, die wat wil hoor en die wat nie wil hoor nie. Spurgeon skryf hier volgende. If sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. If they perish, let them perish with our arms wrapped around their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertion, and let not one go unwarned or unprayed for. Maak seker nie, dat dit werk kos vir iemand om in die hel te kom, omdat ons in sy pad staan. Word lief vir die evangelie. Gryp dit vas, soos hierdie kosbare skat, soos wat gepraat het in hierdie stikkende erdekruike. Maar maak seker dit lek oral. Maak seker dit lek aan almal. Maak seker dat dit gaan na almal. Moenie een dag verbygaan waar ons nie gebid het, Here gee my geleentheid om een persoon na die Here, om net te verkondig nie. Vriend, ons mag nie lekker hoog en droog sit in die ark, terwyl ander in die vloed besig om te vergaan, maar die deure steeds oop nie. Laat ons ywer, laat ons in gebed wandel, en verkondig dat Jesus hierdie weg is. En vriend, ons staar in 'n nabye toekoms, en dis reeds so in groot dele van Europa, en selfs Amerika, waar dit begin onwettig raak om Jesus te verkondig as die enigste weg. As ons nou skaam staan, hoe gaan ek en jy toe leef as Christen? Ons kan nie. Want hy wat geen sonde geken het, het sonde vir ons geword, sodat ons die geregtigheid van God kan word
hom. En Christus sê, kom. En ek en jy moet vir ander mense gaan sê, kom. Kom ons bid. Hoe wonderlik is die evangelie nie meer. Hoe wonderlike nuus is dit nie. Dat die bloed gegiet is vir sondaars soos ons. Here, ons verdien dit regtig nie eens 'n bietjie nie. En Here, die beste van ons val kort. Ons kan nie albei uitkom nie. Here, daai's 'n leer wat ons nie kan klim nie. Wat maak nie saak hoe hoog ons klim nie, ons het nog eers begin klim nie. Ons kan al ons dae, Here, werk hiervoor. Al het ons 1 miljoen dae. Al het ons 1 miljoen jare. Maar het sal ons nie een trappie nader aan Jesus bring in ons eie krag. Here, in die oordeel wag. Die geregtigheid wag. En dit sal uitgelees word, soos wat ons môre sal sien. Maar Here, mag ons kom en op ons knieë net voor U val. En sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Ek kom bely. Ek kom gee oor. Ek kom maak reg. Ek vra vergifnis. Ek plaas my hoop en my vertroue op Christus alleen. En Here, U bring ons. U maak ons sterk. U maak ons lewendig. U lig ons op. U sit ons in die hemele soos Efesiërs 2 vir ons sê. Maar help ons om te kom, Heer. Help ons om te sing, Heer. Help ons om te bekeer, Heer. En die wondere van die evangelie kan beleef. In Jesus naam.